U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Jy is ingeskakel op Storytyd saam Stella en jy kuier saam met my, Estel Rousseau. Dis Woensdag 27 Mei en dit is nou so 6:15. Ek hoop jy het al daar 'n lekker koppie koffie van jou nader getrek. Vanoggend wil ek 'n stukkie met julle deel wat amper 'n gebed is, wat Lola skryf op haar blad Mengelmoes. Luister 'n bietjie. Here, leer my om U aan te hou loof, wanneer lyding en swaar kry aan my vel kom vat, en bekommernis aan my hart se mure en gange kom plak. Voed my siel met U beloftes, dat U my hand nooit sal los nie. Dat U selfs in die dal van doodskaduwee met my sal wees. Seën my huis, Here, sodat geen wapen die buite en binne mure sal tref nie. Seën my en my wederhelf, so ook ons kinders en hulle kinders. Ook elke familielid en vriende wat na U teenwoordigheid smag. Laat my lofliedere oor U vind. Laat my danksegging U hart vind. Versorg en voorsien my, Here, met dit wat ek nodig het, op tye wat ek dit benodig. Seën my gesondheid, finansies en veiligheid. Seën my verhoudings en vriendskappe, almal wat onder my dak kom. Maar bovenal, Here, seën die doel van my lewe, waarvoor U my op die aarde geplaas het. Laat ek nooit ander ophou lief hê, net soos U my lief het. Laat ek nooit ophou omgee vir ander, net soos U omgee vir my. Laat ek altyd die nood in ander raak sien, net soos U my nood altyd raak sien. Laat ek nooit ophou goed doen, net soos U goedertierenheid nie einde het. Laat ek nooit ophou ander vergewe, net soos U my telke male vergewe. Laat ek elke dag U loof en prys met die danksegging wat U toekom. En ek sê baie dankie, Here, vir U onmeetbare genade en liefde vir my, elke dag van my lewe. En ek kan saam met Lola sê, amen. En ek glo, elke luisteraar wat hier saam geluister het, kan ook amen sê. Ek luister vroeër in die week na 'n preek, die man, ek dink is J. John, ek is nogals lief vir sy preke, hy's 'n evangelis. En hy praat kortom net, waar Jesus in jou lewe plek het, waar sy plek is. As jou lewe 'n kar was, waar was sy plek? Is sy plek agter in die kattebak, waar jy hom net een keer 'n week uithaal en niemand weet daarvan nie. Nie jou man of jou vrou of jou kinders of vriende of familie, niemand weet nie. Jy haal hom een keer uit en dan trek jy hom terug in die kattebak. En sê vir hom, bly nou daar, ons ontmoet weer tot volgende week die tyd. En sy toeskouers is stil, soos wat hulle luister, en hy sê, of party van julle gaan vir my sê, nee, hy is op die agtersitplek. En hy sê regtig, so hy's net 'n passasier.
Hy sê, dan gaan na 'n party van julle weet waar gaan julle dink nou. Julle gaan sê, nee, hy is op die agtersitplek nie. Jesus sit altyd langs my. Elke dag wat ek bestuur, my lewe bestuur, sit hy reg langs my. Hy sê, en dan, hy sê, ek weet waar julle die volgende ene gaan dink. Ek weet. Julle gaan sê, nee. Party van julle gaan sê, nee. Jesus sit agter die stuurwiel van my lewe. Hy bestuur. En dit klink goed, nee? Laat my dink aan die liedjie van Jesus Take the Wheel, wat is haar naam, wat hom sing. Country sangeres, sal nou dalk onthou. En hy sê, nou maar goed, dit is alles goed en wel as Jesus agter die stuurwiel sit. Maar hoeveel van julle is backseat drivers? As Jesus links draai, dan vra hy vir nou, hoekom draai jy nou links? Of regs, dan vra hy vir nou, waarheen gaan jy? Of hoekom doen jy dit? En dis waar die vertroue inkom. Hoeveel van ons vertrou nog die Here met ons lewe? Want hy het ons met sy lewe vertrou. Hy het eintlik sy pa ek praat verkeerd, hy het vir Papa God met sy lewe vertrou. Dis hoe hy vertrou het. Wie van ons vertrou nog so? Doen jy? Vertrou jy nog so, dat jy regtig jou hele lewe in God se hand kan sit en sê, God, laat U wil geskied. Waar U gaan, sal ek gaan. Vanoggend is dit nie 'n vingerwys nie, vanoggend is dit 'n wake-up, want dit was een vir my ook. Vroeër die week, en ek het gedink, ek sê dit sommer vir Johannes, ons ry. Ons het 'n gewone paadjie, ons almal het so 'n gewone paadjie wat jy nou ry, sê nou maar dorp toe, of soos ons nou na die winkel toe ry elke oggend, en dan, as hy 'n ander pad ry, dan, vir alles is so effe net op tyd gaan wees om die winkel oop te maak, en vra ek vir hom, waarheen gaan jy nou? En ek doen dit gereeld, julle. So ek staan heel voor in die ry vanoggend as ek hierdie vraag vra vir jou wat jy luister. Wie van ons vertrou nog so onvoorwaardelik soos 'n kind? Ek hoor min kinders vra, waarheen gaan jy nou? Hulle vertrou dat waar ook al jy hulle heen vat, is goed. Papa Vader, vanoggend wil ek sommer net kom stil raak hier met die boskonsert wat jolig hier in die agtergrond sing en gesels en net voeltjies wees, voeltjies wat vertrou dat die elke liewe oggend vir hulle gaan kos gee. Dit pla hulle nie, Papa Vader, wat die stand van die ekonomie is nie. Dit pla hulle nie wat hulle gaan aantrek of wat hulle gaan eet nie, of waar hulle dit gaan kry nie. Dit pla hulle nie dat die ozonlaag 'n groot gat het en elke dag groter word nie. Dit pla hulle nie wie die president is nie, wie oorloë maak nie. Dit pla hulle nie van enige virusse wat 'n land kan infiltreer nie. Dit pla hulle nie hoeveel daar in enige iemand se bankrekening is nie. Dit pla hulle nie of daar petrol in 'n voertuig is nie. Hulle is net gelukkig om voëls te wees elke dag, om vlerke te hê om te klap, om bekkies te hê, om te vrolik te sing en te gesels en dan te vlieg en te gaan wurmpies soek en saadjies en goggetjies en vanaand weer terug in die ou groot boom in te klim
en hulle gesels voordat hulle rustig gaan slaap. Dit pla hulle glad nie of die boom nog gaan bestaan môre nie. Want hulle weet, as daai boom nie bestaan nie, sal U vir hulle 'n ander boom gee om in te gaan slaap vanaand. Here, help ons, want so lanklaas het ons so vertrou. So heeltemal vertrou. Dat ek dink, meeste van ons het vergeet om so te vertrou. Ons weet nie meer nie. Ons het onsself en ons gedagtes so laat bombardeer deur wat die wêreld sê, wat in koerante staan, wat beskikbaar is oor die ligweens deur die druk van 'n knoppie. As ons oë oopmaak, is daar klaar miljoene der miljoene opinies en goeters wat gebeur het reg oor die wêreld, wat ons eers nie aanraak nie, maar wat ons angstig maak. En dan kom lê die sê nou maar net, kom lê dan hier vlak in ons gedagtes. En ons raak bekommerd oor 'n oorlog wat nie naby ons lyf is eers nie. Ons is nie eers in die situasie nie, maar ons is angstig. En U sê, ken my in al jou weë, en ek sal jou baie gelyk maak. En daardie ek is dieselfde ek wat hierdie hele aarde en vir ons geskep het, en die son elke dag laat opkom, op tyd. Die hoenderhane laat kraai op tyd. Die klomp voëls presies hier by my, net na 5, half 6, laat begin gesels. Wat die reënwolke op sy tyd stuur, op presies die regte plekke waar hulle nodig is. Wat die sterre in die aand uitbring en die maan, sodat dit nie gitstik donker om ons is nie. Wat die gras laat groei, wat die asem in ons longe sit elke oggend en ons ooglede laat oopmaak. Help ons, Papa, ons het U so verskriklik nodig. Help ons om weer te kan glo en te kan vertrou, soos wat ons eens as baie klein ou babatjies geglo en vertrou het, dat die ouers of die een in wie se hand ons gelê is mooi na ons sal kyk, dat die een wat aan die stuur is van die voertuig mooi na ons sal veilig by ons destinasie sal bring, dat die een wat die warm kombersie oor ons trek, môreoggend weer daar sal wees om vir ons wakker te maak en aan te trek en kossies te gee, en dat U vir daardie ene sal sorg. Dankie Here dat U vir ons luister. Al luister ons elke dag soveel keer nie na U nie. Wees ons genadig. En dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U woord sê dat U vir ons so lief is, steeds. Ek bid 'n seëning oor hierdie dag, Here, en 'n seëning oor elkeen wat hier luister. En dat U vir hulle deur die loop van hierdie dag ook net op watter manier ook al, klein of groot, sal wys hoe lief U vir hulle het steeds. En dat hulle U mag kan vertrou. Ek bid dit in die mooiste naam, die naam bo alle name, bo alle prinsipale, bo alle ewel, bo alle engele, demone, gesagte, die naam bo alle name, die naam Jesus Christus. Amen. Be blessed and always be that blessing too. Mooi loop.